Ons luister vanoggend na die Here se woord uit 1 Kronieke 21. 1 Kronieke 21 gaan ons daarvan die hele hoofstuk saam lees. En ons gaan ons aandag dan in die besonder bepaal by vers 17 van 1 Kronieke 21. In Kronieke 21 van vers 1 af. Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê, gaan tel Israel van Berseba tot Dan en bring vir my berig, dat ek hulle getal kan weet. En Joab sê, mag die Here by sy volk 100 maal meer byvoeg as wat hulle is. Hulle is tog almal my Heer koning, my Heer se dienaars. Waarom verlang my Heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab. En Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek en in Jerusalem aangekom. En Joab het die getal van die volkstelling aan Dawid gegee. En die hele Israel was 1100.000 man wat die swaard uittrek, en Juda 470.000 man wat die swaard uittrek. Maar Levi en Benjamin het hy nie onder hulle getel nie, want die woord van die koning was vir Joab 'n gruwel. En hierdie saak was verkeerd in die oë van God, daarom het hy Israel swaar getref. Toe sê Dawid tot God, ek het swaar gesondig dat ek hierdie ding gedoen het, maar vergeef tog nou die skuld van u knegt, want ek het my baie besondig. En die Here het met Gad, die siener van Dawid, gespreek en gesê, gaan heen en spreek met Dawid en sê, so spreek die Here, 3 dinge lê ek jou voor, kies vir jou een daaruit, dat ek dit aan jou kan doen. Toe kom Gad by Dawid en sê vir hom, so spreek die Here, kies vir jou of 3 jaar lank hongersnood, of om 3 maande lank om te kom vanweë jou teestanders, deurdat die swaard van jou vyande jou inhaal, of 3 dae lank die swaard van die Here, naamlik pes in die land, deurdat die engel van die Here verderf aanrig in die hele grondgebied van Israel. Oorweeg dan nou watter antwoord ek my sender moet bring. Daarop sê Dawid vir Gad, ek is baie benoud, laat my tog in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. En die Here het 'n pes onder Israel beskik, en van Israel het daar 70.000 man geval. En God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes. En terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien, en dit het hom berou oor die onheil. En hy het aan die engel wat die verwoesting moes aanrig gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. En die engel van die Here het by die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid sy oë opslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en die hemel, met sy ontblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgestrek. Daarop val Dawid en die oudstes met rouklere bedek op hulle aangesig. En Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat u hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen u volk nie. Daarop gee die engel van die Here bevel aan Gad om aan Dawid te sê dat Dawid moes opgaan om vir die Here 'n altaar op te rig op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad, en hy het in die naam van die Here, wat hy in die naam van die Here gespreek het. Toe Ornan hom omdraai, sien hy die engel en sy 4 seuns wat by hom was, het hulle weggesteek. Ornan het naamlik koring gedors. Toe Dawid by Ornan kom, het Ornan opgekyk en Dawid gesien, en hy het van die dorsvloer uitgegaan en hom voor Dawid met sy aangesig na die aarde gebuig. Daarop sê Dawid vir Ornan, gee aan my die plek van die dorsvloer, dat ek daarop vir die Here 'n altaar kan bou.
Gee dit aan my vir die volle geld, sodat die plaag van die volk afgewend kan word. Maar Ornan sê vir Dawid, neem dit vir u en laat my heer die koning doen wat goed is in sy oë. Kyk, ek gee die beeste as brandoffers en die slee as hout en die koring as 'n spysoffer. Ek gee dit alles. Maar koning Dawid het vir Ornan gesê, nee, maar ek wil dit verseker koop vir die volle geld, want ek wil nie wat aan jou behoort vir die Here neem, dat ek verniet 'n brandoffer sou bring nie. En Dawid het vir die plek 600 sikkels goud in gewig aan Ornan gegee. En Dawid het daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy die Here aanroep, het hy hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord. En die Here het die engel beveel om sy swaard weer in die skede te steek. In die tyd toe Dawid sien dat die Here hom geantwoord het op die dorsvloer van Ornan die Jebusiet, het hy daar geoffer aan die tabernakel van die Here, wat Moses in die woestyn gemaak het, en die brandofferaltaar was in die tyd op die hoogte in Gibeon. En Dawid het nie daarvoor durf verskyn om God te soek nie, want hy was verskrik vanweë die swaard van die engel van die Here. Lees tot sover en dan lees ons fokusvers net weer vers 17. En Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat u hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen u volk nie. Geliefde gemeente, in Christus verwag ons die vervulling van al God se beloftes. Die hart van daardie beloftes is die ewige volkome gemeenskap met God. Die gemeenskap wat ons as kerk met God en met mekaar mag hê, is immers iets wat hy gekoop het. Die volkome verwesenliking van daardie gemeenskap op die nuwe aarde is iets waarvoor hy ons voorberei. Hy beskerm, hy onderhou, hy vergader sy kerk vir die ewigheid. En dit weet ons, want in Jesus Christus het Immanuel, God met ons, werklik vir die kerk gerealiseer. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. In Christus is ons gemeenskap met God herstel, en deur die Gees van Christus woon God ook werklik in ons. Nou die kerk in die Ou Testament het met groot verlange ook vir die realisering van Immanuel gewag. Hulle het gewag dat die feit van Immanuel, die skaduwees van die tempel en die tabernakel moes vervang. Want ons as kerk vandag kyk dan nou wel na daardie skaduwees, na die tempel en die tabernakel, en dan leer ken ons vir Christus dieper. Ons leer die Here se goedertierenheid en trou in Christus dieper ken. Selfs die wyse waarop die bou van die tempel voorberei is, daarin leer ken ons die sorgvuldige, die planmatige wyse waarop die Here sy kerk opbou. Wat 'n geweldige troos is dit nie. Die wyse waarop die Here die verbondsgemeenskap met sy kerk bewerk het, is uiters deeglik en sorgvuldig gedoen. En die wyse waarop hy dit nou in stand hou, is steeds sorgvuldig volgens sy raad. Vir ons gemeente is dit ook geweldig troostryk om te weet waarheen Christus uiteindelik met ons op pad is. Hy berei ons voor vir die volkome vervulling van al God se beloftes. Nou dit is oor die voorbereidings wat koning Dawid vir die oprigting van die tempel getref het, wat die laaste deel van die boek 1 Kronieke handel. Dawid was redelik vroeg in sy bewind baie gretig om vir die Here 'n huis in Jerusalem te bou. Hy wou daardeur sigbaar erken dat dit die Here is wat as koning oor Israel regeer. Hy wat Dawid is, het bloot uitvoerende mag oor die Here se erfdeel oor sy volk. Dit is God wat die volk se herder is. Hulle is sy skape, nie Dawid se nie. Ons het dit gesing in Psalm 95 vers 7, want hy is ons God
en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Dawid moeg soos amptdraers vandag nie as heerser oor die erfdeel regeer nie, hy moes die volk derentyd hanteer as die Here se skape. Hy wou hierdie werklikheid onder andere deur die bou van die Here se tempel in Jerusalem wys. Dit kan tog immers nie wees dat Dawid 'n mooi groot paleis het, maar die Here bly in 'n tent nie. Maar die Here het vir Dawid vinnig harde toe gebring. Hy het hom mooi laat verstaan dat die opbou van die Here se huis nie sommer 'n prestasie van die koning is nie. Die Here kan vir homself sorg. Hy het trouwens eintlik sommer beloof dat hy vir Dawid 'n huis sou bou. Sy nageslag sou vir ewig op die troon van Israel sit. Maar die Here het dan ook beloof dat Salomo wel die tempel sou bou. Ons hoor daarvan in 2 Samuel 7, waar die Here vir Dawid sê, as jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. So ryk was die Here se beloftes aan Dawid. Ten tye van ons skrifgedeelte is Dawid dan besig om alles gereed te kry vir die bou van die tempel. Maar ons moet mooi besef, hy is besig om as die vors van Israel die materiaal vir die tempel se opbou bymekaar te maak. Die Here het immers vir Dawid aangestel om sy volk op te pas. Hy het sy skape werklik aan Dawid toevertrou. Ons kan in 'n sin sê hy het sy volk nie herderloos gelaat nie. Maar in ons skrifgedeelte hoor ons dan egter eers van die vors se fout. Dawid moes die kudde van die Here oppas, maar in ons skrifgedeelte hoor ons hoe hy hom tragies aan die kudde van die Here vergryp het. Ons hoor in vers 1 van ons skrifgedeelte, toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel. Dawid soeg voor die versoeking van Satan. Hy wil die volk laat tel. En nou kan ons inderdaad vra, maar waarom is dit verkeerd? Is dit dan sonde om die volk te tel? Ons self het tog lidmaatregisters, ook in hierdie gemeente. Moses het die volk op bevel van die Here getel by hulle uittog uit Egipte. Maar uit ons skrifgedeelte is dit baie duidelik dat dit wat Dawid wou doen, heeltemal verkeerd was. Selfs Joab het eintlik vir Dawid teëgestaan. En ons weet ook Joab, die geharde generaal, wat die hoof oor Dawid se leer was nie iemand wat gewoonlik te bekommerd is oor reg en verkeerd nie. Maar in Dawid se optrede is daar duidelik iets verkeerd. In die bedoeling waarmee hy nou die volk wil tel, kan daar niks goeds lê nie. Joab het dit raak gesien. Dit is ook duidelik uit die feit dat die Here hom daarvoor getuigtig het. En wat is dit dan wat so sondig was aan die optrede van Dawid? Hy het die kudde van die Here as sy eie kudde begin sien. Dit het gegaan om die getal van sy skape. So gaan dit mos baie keer met iets wat ons tel. As jy iets tel, het jy gewoonlik gesag daaroor, jy behandel dit as jou eie. So maak ons mos met ons geld, so maak die boere telkens met hulle vee, om iets te tel. Kon in die Bybel maklik wys dat jy op iets aanspraak het. Hoor byvoorbeeld Psalm 147 vers 4, waar daar staan van die Here, hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle almal name. Waar die woordjie bepaal gebruik word, staan daar letterlik tel of nommer. Die Here oefen absolute gesag daaroor, hy dit behoort aan hom. En dit is ook baie opmerklik dat die Here aangaande die kerk vir Abraham in Genesis 13 beloof het, en ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Die Here sou die kerk tot 'n ontelbare nasie laat word, die getal daarvan is aan hom bekend, en hy is bly oor elkeen wat hy by sy volk voeg. Maar die oomblik as die Here se amptdraers die kudde as hulle eie behandel,
dan word sy toorn opgewek, dan word hy kwaad. Want dan vergryp hulle self aan die bruid van Christus. Hulle ontdek wat vir die bruidegom bedek moes bly, hulle skend die bruid. Dit gebeur baie tipies wanneer ons begin trots voel en staat maak op ons eie lidmaatregisters, dan begin ons optree asof die Here se kudde aan ons behoort. Veral die ouderlinge, die diakens en predikante moet in 'n gemeente daarteen waak. Daarom word die ouderlinge ook in 1 Petrus 5 beveel, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Die amp mag nie misbruik word vir vuil gewin en eersig nie. Dit was die sonde van Dawid. En die Here het inderdaad baie toornig oor Dawid geword. Hy het die einste kudde getref. En die Here het die kudde waarop Dawid so trots was getref. Maar deur die werk van die Heilige Gees het Dawid hom voor die Here verootmoedig. Hy het vir God om genade gesmeek. En die Here het deur die diens van die profeet Gad vir Dawid 3 opsies van tugtiging voorgehou. Dis hongersnood, teëspoed in die oorlog of die swaard van die Here. Dawid kies die swaard van die Here of 3 dae lange pes. En nou is dit opmerklik as ons sy motivering vir hierdie keuse hoor in vers 13 van ons skrifgedeelte. Daarop sê Dawid vir Gad, ek is baie benoud, laat my tog in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. Dawid argumenteer dat dit beter is om regstreeks deur die Here getugtig te word. Wanneer die Here as Vader homself tugtig, dan is daar nog 'n kans dat hy barmhartig kan wees. So hoor immers in Psalm 103 hoe Dawid oor sy Vader geglo het. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Dit is wat Dawid oor sy vader geglo het, en hoe reg was hy nie. Die Here stuur sy verderfengel om die volk te tugtig, 70.000 van die volk wat Dawid nou juis getel wou hê sterf. Maar wanneer die engel in Jerusalem kom, beveel die Here hom nog voor Dawid se gebed om op te hou skade aanrig. En daar bly die engel gewoon staan, tussen hemel en aarde, ontblote swaard in die hand, reg by die dorsvloer van Ornan. Dit moet 'n verskriklike gesig gewees het. Dawid sien dit en tree dadelik soos 'n goeie herder op. Hy roep die Here in vers 17 aan met die woorde, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat u hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen u volk nie. Hoe anders klink Dawid nie in hierdie woorde as toe hy ewe self voldaan die skape van God as sy eie wou tel nie. En nou moet ons nie dink, dit is die tipe reaksie wat 'n bloot onstuimige gewete teweegbring nie. Die implikasies van Dawid se woorde is heeltemal te groot. Hy is letterlik bereid om saam met sy familie getref te word. Ons moet onthou, die Here het beloof om sy nageslag uiteindelik vir ewig te laat regeer. Hy is bereid om van die belofte afstand te doen as dit tog net beteken dat die volk gespaar word van verdere pes. Dit is verskriklik. Dit is 'n herder
wat nou bereid is om sy lewe af te lê vir die skape. So 'n bekering kon die Heilige Gees alleen in Dawid werk. Maar ons sien ook juis in hierdie woorde hoekom Dawid vir hierdie gebed eintlik te min was. Ons sien sy tekorte. Ons sien waarom hy in sy koningskap nog maar 'n onvolmaakte skaduwee was van die ware Messias. Dawid wou vir die volk sterf om hulle te spaar van die oordeel vir sy sonde. Christus sou vir sy volk sterf in die oordeel oor hulle sonde. Indien die Here vir Dawid sou tref, dan sou sy beloftes ontbind. Maar in Christus se dood is sy heerlike beloftes wat hy ook aan Dawid gemaak het, gehandhaaf. Christus het immers die dood oorwin en hy heers as nakomeling van Dawid tot in alle ewigheid. Dawid se gebed aan die Here is merkwaardig, maar dit was steeds nie genoeg nie. Dit wys die Here ook vir hom in die antwoord wat hy vir Dawid gee, en daarin hoor ons van die herder se offer. Hoor weer vers 18 van ons skrifgedeelte. Daarop gee die engel van die Here bevel aan Gad om aan Dawid te sê dat Dawid moet opgaan om vir die Here 'n altaar op te rig op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet. Die Here tref nie vir Dawid en sy familie soos hy gebid het nie, hy wys in al sy barmhartigheid vir Dawid op die altaar. Dawid moet 'n altaar gaan bou op die grond van Ornan, daar waar die verderfengel staan. So die Here maak voorsiening dat 'n offer gebring kan word. En nou moet ons besef, dit was eintlik ongewoon dat Dawid 'n altaar sou moes oprig. Wanneer hy 'n offer sou wou bring, dan moes hy dit by die tabernakel se brandofferaltaar doen. En daardie altaar het op die hoogte in Gibeon gestaan. Dawid kon vanweë die verderfengel van die Here nie daarby uitkom nie. Daarvoor was hy te verskrik en daarvoor was die situasie te dringend. Maar die Here beveel hom om 'n nuwe altaar te bou. Die Here se bevele skakel op hierdie manier by die voorbereidings vir die bou van die tempel in. Hoe wonderlik is dit nie? Hy maak ten spyte van Dawid se sonde voorsiening vir 'n altaar. Daar waar die verderfengel staan, daar moet die nuwe altaar gebou word. Daar kan 'n offer gebring word, sodat die verderf nie vir Jerusalem tref nie. Maar die aard van hierdie offer is baie belangrik. Dit sien ons in die wyse waarop Dawid die grond vir die altaar by Ornan koop. Ornan is heeltemal bereid om sy grond vir Dawid te gee. Sy seuns het vanweë die vrees vir die Here se verderfengel selfs weggekruip. Ons kan dink as die koning by jou kom in sulke omstandighede, dan werk jy maar al te gewillig saam. Dawid sou maklik ook die grond vir hom kon vat. Maar Dawid het geweet dat die offers wat hy sou moes bring vir die Here aanneemlike offers sou moes wees. En daarom weier hy om die grond sommer maar net te vat. Ons hoor die motivering daarvoor in vers 24. Nee, maar ek wil dit verseker koop vir die volle geld, want ek wil nie wat aan jou behoort vir die Here neem, dat ek verniet 'n brandoffer sou bring nie. Dawid wil nie verniet 'n brandoffer bring nie, dit moet hom iets kos. So moes die offers in die ou kerk immers ook wees. Offers wat niks kos nie is mos maklik, maar dit getuig nie van 'n ware geloof in hom wat die offer moet aanneem nie. As die offers totaal en al pynloos was, dan was die geloof waarin die offers gebring is ook eintlik maar kragteloos. Dit was geen offer van 'n gebroke hart en 'n verslae gees nie, maar blote formalisme. Verder moet die grond ook aan Dawid behoort, omdat die offer sy persoonlike offer aan die Here was. Die sonde waarvoor die Here die volk tugtig was sy sonde. Die gebed wat hy gebid het was sy gebed, en die offer wat hy bring moet ook geheel en al sy offer wees. Dis nie sy en Ornan se offer nie. En dit kan ons maar ter harte neem, broer en suster, die ware diens aan die Here is nie pynloos en gemaklik nie.
Mense is dalk so geneig om te wil bid wanneer jy tyd kry of wanneer jy nie te moeg is nie. Mense is so geneig om jou bydrae te wil maak of jou offergawe te wil gee sonder dat dit jou finansies seermaak. Maar die oomblik as die diens aan die Here vir jou 'n blote saak van gemak is, 'n blote saak van ek doen dit wanneer daar tyd is of ek doen dit wanneer daar geld is. Die oomblik as jou diens aan die Here so lyk, dan het dit verval tot formalisme. Dis dan nie iets waarop die Here wil antwoord nie, iets wat hy sal wil aanneem nie. Trouwens, dit is die tipe godsdiens waarvan Jesus later die tempel met geweld sou reinig. Maar Dawid besef dat hierdie offer pynlik en persoonlik aan die Here gebring moet word. En die Here het inderdaad geantwoord. Trouwens, God het met vuur uit die hemel geantwoord. Hy het die offers wat Dawid gebring het gretig aangeneem. En hy het ook die verderfengel beveel om sy swaard in sy skede te steek. Die plaag is van Israel afgewend. Nou moet ons besef, die Here het dit dan ook nie afgewend vanweë Dawid se mooi gebed nie. Hy het dit ook nie afgewend omdat die offer van Dawid so mooi en opreg was nie. Hy het dit afgewend omdat Dawid geglo het in die genade van die altaar wat die altaar op Ornan se grond verkondig het. Die Here het immers die offerdiens ingestel om sy genade in Christus af te skadu. En Dawid het die altaar opgerig op Ornan se dorsvloer. Maar sy pleitgrond was uiteindelik die seun van Dawid. Hy wat as die goeie herder die altaar op Golgotha opgerig het. En van daardie offer kan ons sê, dit was pynlik en persoonlik. Christus het immers homself geoffer. Hy het die volle verderf wat ons vanweë ons sonde verdien het aan sy liggaam en siel gedra. En dit was veel erger as die dood van 70.000 deur die plaag. Dit is die feit waarop die altaar van Dawid gewys het. Maar nou moet ons ook mooi oplet. Dit was nie net die altaar wat betekenisvol was in ons skrifgedeelte nie, dit is ook die grond wat daarvoor gekoop moes word. In die grond wat Dawid gekoop het, het hy gesien hoe die Here sy beloftes handhaaf. Daardie selfde stukkie grond sou die plek word waar die tempel sou staan. Die tempel sou daarop gebou word. En die Here het aan Dawid beloof dat sy nakomeling die tempel sou oprig. Die persoonlike aard van Dawid se offer het gewys dat hy die Here se beloftes ook uiteindelik omhels. Op daardie stukkie grond sou die tempel as skaduwee van Christus opgerig word. Op daardie stukkie grond sou die tempel opgerig word, die tempel wat in Jesus se bloed ook afgebreek sou word. En in daardie offer van Christus, is ook die tempel wat vanoggend hier sit vir God gekoop. Ja, broer en suster, hier sit ons as tempel van die Here, ons wat in hom glo. En die persoonlike offer van Christus is ons as woonplek van die Here gekoop. Die Gees van God woon in ons as sy tuiste. En Christus se persoonlike offer is die aarde gekoop as die plek waar God vir ewig met ons sal woon. Dit is gekoop as die plek wat Immanuel in die ewigheid, waarin Immanuel in die ewigheid volkome verwesenlik sal word. Daarom, broer en suster, moet van die Here se beloftes vir sy kudde nie klein dink nie. Kyk maar net, hoe het hy ons vir hom gekoop. Kyk, die streng persoonlike offer wat Christus vir ons gebring het, sonder dat hy die oordeel van die Here verdien het. Maar waak teen sonde, teen die Here se erfdeel. Die gevolge daarvan is nooit mooi nie. Vertrou ook op die Here se genade. Vertrou op die Here se genade ook vir hierdie gemeente. Bid en offer aan hom jou lewe, pynlik en persoonlik. Uit sy genade het hy die pynlikste offer denkbaar voorsien. In sy genade het hy die verwesenliking van ons volkome gemeenskap in ewigheid gekoop, nie met goud of silwer nie, maar met die bloed van Christus.
Laat ons voortaan vrymoedigheid neem om die Here aan te roep volgens Psalm 80. O herder van Israel, hoor tog, U wat Josef so skape lei, wat bo oor die gerubstroon verskyn in ligglans. Amen.